wat 28 jaar is en Duan 18 jaar. Buite sy professionele loopbaan is hy 'n groot liefdehebber van buitelewe en hy geniet tennis, paddel en golf in sy vrye tyd. Sy loopbaan in die finansiële sektor strek oor 34 jaar met 2 jaar by Old Mutual en 32 jaar by Momentum. Hy het in 1993 as besigheidskonsultant by Momentum begin en dien sedert 1 September 2021 as Momentum se beleggingsspesialis in Noordwes. Met sy diploma in financial markets en instruments, ek sê dit maar in Engels, ryk ervaring en sy passie vir mense, is hy perfek geplaas om ons deur hierdie finansiële en geestelike toewyding seminar in te lei. Kom ons verwelkom met waardering ons gasheer, wie se naam broer Dion Dupree is. Hy is 'n gemeentelid van Adwenhoop. Baie dankie broer Dion dat u vrywillig was om vir ons hierdie geleentheid aan te bied. Mag die Here u seën en dit alles wat ons doen, dat dit altyd tot eer en verheerliking van God se naam is. Met dit gesê, sal ek oorgee aan broer Dion. Baie dankie. Ek het iets baie belangrik vergeet. Ons het nie geopen met gebed nie. Ek sien leraar Hendrik is hier op lyn. Leraar, sal u vir ons net oopmaak met gebed? Baie dankie. Seker Lorraine, baie dankie. Kom ons sluit die oë. Here Jesus, baie dankie vir die groot voorreg om op hierdie platform vanaand bymekaar te kom. Dankie dat u kinders op verskeie maniere toerus om vir u te werk en om te dien in hierdie wêreld. En ons wil vir u baie dankie sê dat Dion vanaand saam met ons is. Ons vra dat u asseblief sy aanbieding sal seën en dat ons wat daarna luister 'n seën daaruit sal ontvang, dat ons kennis daaruit sal put wat ons kan gaan toepas in ons lewens, dat ons prakties sal kan toepas in ons finansies, hoe ons finansies hanteer en dat ons ook op daardie manier u naam sal verheerlik. Ons vra Here dat die tegnologie sal hou, dat daar nie enige probleme met die tegnologie sal wees vanaand nie en ons sien nou uit om te hoor wat u vir Dion lei om met ons te deel. Seën hom asseblief en so ook vir ons en dankie vir u liefde. In Jesus se naam, amen. Amen. Baie dankie, leraar Hendrik. So kan ek maar begin, Lorraine. Ek kan maar begin, dankie. Okay, baie dankie weer vir die geleentheid. Ek wil net eerstens sê baie welkom Hendrik. Dis bly om te sien jy's ook hierso. Maar jy weet mos, jy het mos by Old Mutual gewerk, so jy sal van die goeters of nog die meeste onthou. Ek was amper laat. Ek was heeldag in Potch en ek het paddle gespeel 4 uur, so ek het 7:20 by die huis gekom. So ek wil net hoor, is daar enige vrae oor gisterand wat ons behandel het? Is daar iemand wat iets wil vra of iets wat onseker was gisterand? Is daar niemand nie, Lorraine? Nee, dit lyk so nie. Okay. Ek gaan my net help. Ek gaan nou oorgaan na die aanbieding toe, maar gaan julle nie sien nie. So stop my net as daar 'n vraag is, laat ek net weet, hoor. Okay. Melanie, wil jy iets gesê dit? Het jy gehoor wat ek sê, Lorraine? Daar's iemand se hand op, Melanie Botha. Okay, asseblief. Ai, jammer. Hierdie ding het my gepla, baie gepla gister. Wat is die logika agter die feit om 'n maand se betaling wat jy sou gemaak het aan of dit nou 'n lening is en of dit 'n gewone betaling is op 'n rekening, om dit dan te verdeel in 4 paemente. Asseblief? So as jy 1 keer 'n maand betaal, betaal jy 1 keer 'n maand jou rente af. So dan betaal jy net 12 keer 'n jaar.
jou skuld in 'n jaar, want dit is 12 betalings, want daar's 12 maande in 'n jaar. Maar as jy dit 4 keer in 'n jaar doen, dan betaal jy eintlik of elke week, as jy dit elke week doen, dan is dit 4 keer in 'n maand. So dis 52 betalings, dis 52 betalings wat jy doen. So jy gaan op verskillende dae betaal en die banke bereken hulle rente op verskillende dae ook. So jy gaan hom baie vinnig klaar betaal en jy gaan baie rente spaar in die proses. So as jy meer inligting wil hê, Melanie, sal ek vir jou stuur. Okay, so ek wil net weet, so die logika gaan eintlik oor die rente wat verminder word en nie noodwendig die betaling wat gedoen word nie. So jou afbetalingsperiode verkort en jou rente is baie minder wat jy betaal. Okay, dankie. Maak dit sin of nie? Dit maak meer sin as 'n mens kyk na die feit dat dit gaan eintlik oor die rente wat verminder word en nie noodwendig dat die globale bedrag, kom ons sê van R1000 eenmalig betaal word nie, maar dit gaan eintlik dan oor die rente wat teen R25 per betaling verminder word. Of 250, sorry. 250. Ek sal doen môre aan. Ja, maar ook nie 'n rede vol. Wat ek sal doen môre aan, ek sal 'n calculator vir julle wys. Dan sit ons 'n bedrag in, 'n leningsbedrag teen 'n koers, en dan doen ons 12 betalings en dan wys hy vir ons hoe lank betaal ons daai lening of krediet of huislening, wat dit ook al is, klaar. En dan sit ons dan 4 betalings per maand in. Dan sal julle sien wat is die effek op die betaling. So dis 'n fisiese voorbeeld vir julle sal wys. Asseblief en dankie. Yes. Dis 'n plesier. Goed. So Lorraine, help my net, jy moet my net stop. Ek gaan nou nie kan sien julle of die hande sien as iemand 'n vraag het nie, hoor. So dis 'n kort aanbieding vanaand. Dis net 8 slides. So asseblief, as daar enige vrae is, stop my. So ek soos ek gesê het, ek het die aanbiedings in Engels gedoen. Ek het dit vir Lorraine gestuur, maar die terminologie is in Afrikaans, mens vertaal dit nie 100% reg soos in Engels nie. So die belangrikheid of die beklemtoning is nie dieselfde soos in Afrikaans nie. Dis meer beskrywend in Engels. Kom ons begin. Mastering Financial Freedom, a guide to avoiding debt. So let's say this presentation outlines practical strategies for avoiding debt and building a solid financial foundation. By incorporating these tips into your daily life, you can take control of your finances and achieve long-term financial stability. Julle kan sien, hè? Lorraine, kan julle sien? Ons sien duidelik, dankie. Okay. So build a strong emergency fund. So julle kan nog onthou wat ek gisterand gesê het, 'n noodfonds is enigiets tussen 3 en 6 maande se salaris wat jy in 'n noodfonds moet hê. As dit kan. Dis nie vir almal moontlik nie, maar as dit moontlik is. So an emergency fund acts as a safety net for unexpected expenses like medical bills or car repairs. So it said to reduce reliance on debt. Having savings readily available prevents the need to rely on credit cards or loans, minimizing interest charges. Enige vrae hier? Dion? Ja. Gerrit hier. So ek dink een van die beginsels wat jy probeer neerlê daar is, hierdie is jy het jou begroting opgestel, so hierdie fondse is buite die begroting. Dis nou nie daar om jou begroting aan te vul nie, dis soos wat dit sê, noodgedrewe uitbetalings, want die oomblik as jy hom gemaak het, dan moet jy hom weer opvul, sodat jou bottel weer vol is, by wyse van spreuke, dat jou noodfonds bly waar hy is, en jou begroting ook bly waar hy was, voordat jy hierdie noodsituasie gehad het. Ek is 100% reg, Gerrit. Ja, net so. So dis nie geld uit jou begroting uit nie, so dis geld wat jy eenkant het vir jou noodfonds. Jy is 100% reg. Die volgende sê create and stick to a budget. Track income and expenses. A budget helps track your income and expenses, ensuring you spend within your means. And identify spending habits. Analyze your budget to identify areas
where you can cut back and save more money. So begroting is nie, ek doen vandag 'n begroting en ek doen hom eers oor 6 maande nie. Mense doen hom op 'n maandelikse basis, maar jy kan ook, as jy so ver wil gaan, om weekliks en daagliks ook doen. Ek het vir Lorraine begrotings Excel gestuur. Hy werk nie so lekker as mens hom oorvat na Google toe nie. So werk maar op hom op Microsoft as jy kan, of die gewone Excel. Maar ek het gisteraand nou, toe ek hom gestuur het ek 'n ander ene ook gaan soek, so ek sal nou vir julle wys as ek klaar is hoe lyk hy, wat makliker werk, dink ek, wat baie eenvoudiger is. So dit sê daar, develop a savings habit, automate transfers, set up automatic transfers to your savings account, making saving a consistent habit. So as mens eers 'n EFT moet doen of 'n betaling moet doen online, mens vergeet dalk of dis nie meer naderhand vir jou belangrik nie, maar as jy hom opstel dat hy outomaties afgaan, dan weet jy hy gaan elke maand af. Dan sê dit reduce temptation. Automating transfers reduces the temptation to spend money that should be saved. En 'n gevra hier. Almal gemaklik. Have credit card balance full. Treat credit cards like debit cards. Use credit cards for purchases only if you can afford to pay them off in full each month. Maintain a low credit utilization ratio. Paying off balances in full reduces interest charges and keep your credit utilization low, which benefits your credit score. Dion? So limit borrowing and be cautious with buy now, pay later. Borrow only what you need. Borrow only what you absolutely need and make larger down payments to reduce monthly payments. Jy kan onthou ek het gisterand sê, as mens ekstra geld kan betaal ekstra geld op jou skuld wat jy het. Sodoende verminder jy jou rente en jy betaal jou skuld vinniger of gouer klaar. So daai tweede punt sê, be wary of buy now, pay later plans. These plans can lead to overspending and multiple payment deadlines, which can put you in a difficult financial situation. Ek dink dis maklik om vandag skuld te maak en instansies gee maklik skuld, selfs banke ook, want banke se wins lê by hulle rente wat hulle vir kliënte vra. Maintain a good credit score. Benefits of a good credit score. A good credit score helps you service lower interest rates on loans, saving you money in the long run. Building a strong credit history, pay bills on time, keep debt levels low and manage your credit card usage responsibly to improve your score. So julle het seker ook al gehoor as mense wat meer as een kredietkaart het, so hulle betaal hulle skuld van die een kaart na die ander ene. En so roteer hulle dit. Maar op 'n stadium gaan jy kom wat jy dit nie meer kan betaal nie. And avoid impulsive spending, identify triggers, recognize situations or emotions that lead to impulsive purchases. Dion, as ek net 'n vraagie vir die tweede. Goed. Ekskuus Dion, net terug na die kredietkaarte toe. Ja. Wat sou jy sê is beter, om 'n kredietkaart te hê wat jy onmiddellik afbetaal, of om heeltemal weg te doen met die ding? Kan dit vir my persoonlike opinie weet? Kom ek sê vir jou, ek het 'n kredietkaart gehad toe ons laas in Johannesburg gebly het en ek praat nou van 15 jaar terug. Ek is so allergies vir 'n kredietkaart, so ek het nie meer 'n kredietkaart. So as jy dit nie nodig het of nie kan nie, jy kan selfs dit gebruik vir 'n noodfonds, maar dan moet jy dit baie goed bestuur en jy moet baie dissipline hê om dit elke maand te betaal. So as jy dit nie betaal nie, raak jou rente net hoër en hoër. Ek deel jou sentiment en die rede hoekom ek gevra het is vir daai kredietskoor situasie. Bou jy kredietskoor op, al het jy dan net 'n debietkaart wat jy nooit in krediet hoef te gaan en dan jy sien dis met ander woorde my vraag is daar 'n gebalanseerde punt waar ja, 'n bietjie van 'n kredietkaart is beter as geen kredietkaart, of is geen kredietkaart uit die aard van die saak? Stem ek saam met wat jy sê, want ek het ook nie een nie. Ek het ook weggedoen met die ding. Maar net daai gedagte van
nou kan ek nie meer my kredietscore 'n bietjie probeer boost op hierdie manier nie. Maar ek neem aan Nee. daar's ander maniere om die kredietscore te boost met ander betalings en sulke goed. So wat hulle doen, Gerrit, dis nie net skuld nie. So as jy 'n korttermynpolis het, jou medies wat jy betaal uit jou rekening uit. Rekeninge. So rekeninge word ook gesien as daai telling wat hulle optel na dit toe. So as jy 'n maand mis of jy mis dit gereeld in 'n jaar, dan maak hy daai telling minder. So as jy dit gereeld op datum betaal, dan gee hulle vir jou 'n hoër telling. So is nie net op skuld nie, dis alles wat jy betaal ook. Jou nodige goed. So jy bou dit op met daai betalings ook. Dis nie net skuld nie, maar skuld is ook deel af. Kan ek iets byvoeg daarbey? Want op die oomblik dink ek dis hoe ek 'n bietjie skoor. Ek het 2 seuns wat in 'n woonstel bly. Maar ek betaal die huur en hulle betaal vir pa en pa betaal dit oor want die woonstel is op pa se naam. Maar en elke keer as ek betyds betaal het, dan stuur hulle vir my baie dankie, jy het nou jou kredietscore goed gemaak. So al wat ek probeer sê is hier is een van die goed waarmee jy jou kredietscore kan laat groei, want deesdae is daai ouens almal gekoppel op een of ander sagteware stelsel waar hulle na hierdie goed kyk, die verhuurders, agente. So ek wou maar net dit byvoeg. Jy's reg. As mens bank toe gaan en jy vra vir 'n lening, so hulle die stelsel wys vir hulle wat se rekord het jy vir jou betalings en op grond van dit bepaal hulle jou koers wat hulle vir jou gee, jou rentekoers, en hulle sê vir jou wat is jou bedrag wat jy kan leen. So as jou krediettelling goed is en hoog is, dan gee hulle vir jou 'n hoër bedrag teen 'n lae rentekoers. As hy swakker is, dan gee hulle vir jou 'n kleiner bedrag teen 'n hoër rentekoers. So dit is nogal interessant. Daar's nog 'n naam. Stefan, Goed. jy kan Kan jy my hoor? Kan jy my Ons hoor? hoor jy? Okay. Ek weet nie van ouens wat sê hulle gebruik hulle kredietkaarte om besigheid mee te doen en gebruik hulle die bank se geld in plaas van hulle eie geld. Want ek weet, ek praat nou 'n korreksie, ek dink jy het 50 dae op jou kredietkaart om te betaal voor hulle weer calculate as ek nie 'n fout maak nie. Solank jy betaal van daai 50 dae. Ja. En die 30 dae nie. So die ouens sê hulle gebruik nie hulle eie geld nie, hulle gebruik die bank se geld en dan betaal dit net binne daai 50 dae terug en dan betaal jy geen interest op dit nie. So dis maar net wat ek gehoor het by die ouens sê wat hulle doen. Dit is reg, jy's 100% reg Stefan, maar soos ek sê, daar's baie min mense het dissipline om dit so te doen. As jy dissipline het, doen dit so. Dis nie 'n probleem nie. Ek het net allergies geraak vir 'n kredietkaart want dan daai rentekoers dink ek is 21 of 22% as ek reg is. Ja. Selfs met 'n lening, as jy 'n lening aangaan by die bank, hulle vra jou ook 21, in baie gevalle vra hulle jou tot 25% rente. Wat hoog is ja. Dit is 'n kwart van jou lening wat jy net op rente betaal. Ja. Hoog is, maar jy is 100% reg. Maar dit is ook nou as jy daai betalings doen op 'n weeklikse basis, gaan dit ook nou soort van geaffekteer word. So as jy daai bedrag elke week betaal, jy weet, so dan gaan dit ook daai interest rate as 'n koers affekteer. 100%. Ja, dit gaan verseker gaan dit. So hy gaan daai koers, hy gaan hom eintlik opdeel in 4 wat dit op neerkom en dan jy maak hom minder in daai mate as wat jy op een slag alles gaan betaal. Want jy gaan pro rata betaal. Dis korrek, ja. En skus tog as ek net kan iets inpas want met die 3 maande, 6 maande salaris, ek dink as jy dit wil doen, jy gaan nie dit sommer net in 1 week kan doen. Jy weet dit gaan jou seker 'n jaar vat om dit te kan doen. So jy sal dit insit in jou budget of kan mik vir daai punt om sê miskien binne 'n jaar dan te hê om daai ding te hê. Want ek dink as ek nou dink om 3 maande salaris te spaar, dan sê ek, ek weet nie hoe ek dit gaan regkry nie. Jy weet want jy kan dit nie doen nie. So jy moet budget werklik ernstig instel om daai hoeveelheid te werk om na 'n jaar te kan sê, right, nou het ek 3 maande of 6 maande salaris gespaar. Daar's baie min mense wat ekstra geld het deesdae. Ek weet nie van julle nie, maar ek deel met baie mense. Ek onthou elkeen van my adviseurs het omtrent 400-500 kliënte. So werk met baie gevalle. So tot jou
In Engels sê hulle die high net worth kliënte wat baie geld het. Hulle het nie 'n spaargeld om ekstra te spaar nie. Want alles gaan in hulle besigheidsprojekte in of in hulle goederes wat hulle mee besig is. So hulle leef eintlik meer op skuld as wat hulle leef met hulle eie geld ook. Goed, is daar nog enige vrae? Nik, dan Hendrik, jy kan vra nog niks nie. Dis ook weer Skus Stefan, jy kan weer vra. Ek dink die groot ding wat ons moet doen is om te begin afskaal. As ons kyk na wat ons uit 'n Christelike oogpunt daarna kyk, is dit vir ons baie nodig om te begin afskaal. Om van hierdie goederes ontslae te raak, hierdie tipe van skuld. So dis my groot ding is om my skuld ontslae te raak, want dit maak ons los van die wêreld van hulle gaan soveel meer druk op ons kom van 'n finansiële kant af dat ons amper nie kan op die einde van die dag kan sê ek kan nie meer nie want ek het soveel finansiële druk op my. Weet so ons moet probeer om as ek sê ons moet probeer vir onsself om te kyk vir die volgende 3 of 4 jaar vir jouself of wat ek al dat mens jouself heeltemal kan losmaak van skuld want dit gaan ons vrymaak van hierdie moeilikheid wat ons vir onsself gaan inkry in die toekoms wat naby is. Ek dink wat ons so gisterand gesê het, as jy skuld het, begin by jou iemand het gisterand sê jou kleinste bedrag met die hoogste rentekoers, betaal hom eers klaar en gebruik daai geld dan betaal jou volgende een klaar. En ek dink as jy skuld klaar is, gaan dit makliker wees om hierdie noodfonds dan te bou. Of kom ons sê jy het 50% van dit afgewerk op jou skuld. Dan kan jy aangaan met die ander en bietjie ekstra betaal en dan vat jy dalk 30%, sit dit in jou noodfonds en die 20% betaal jy ekstra op jou ander skuld. Dis 'n maklike manier om daai fonds vinniger te bou. Maar jy's reg, jy gaan dit nie oor in 'n week of 6 maande doen nie. Dit is 'n proses. Goed, nog enige vrae? Dit lyk of jy kan voorstel. Dankie Lorraine. Ek was by 2, ek gaan hom net weer lees. Develop strategies. Create strategies to manage those triggers, like setting a strict budget for discretionary spending. Practice delayed gratification. Before making a purchase, consider whether you truly need it and if you can wait to buy it later. So ek sê altyd vir my familie, as jy iets wil koop en jy gaan dit binne die volgende 3 of 6 maande nie gebruik nie, moet dit nie koop nie. Dis maar net 'n beginsel by my. Dit raak kwaad vir my, maar dit is hoe dit is. So baie mense koop goed wat hulle nooit gebruik of baie min gebruik. Of gebruik hom 1 of 2 keer en dan nooit weer nie. So mense moet baie mooi dink voor jy goed koop of enigiets koop. Goed. Ek dink dis die aanbieding. Ek het nie iets anders nie. Ek moet net seker maak. Ja, ek dink nie daar's iets anders nie. Ek dink dit was die aanbieding gewees vir vanaand. Daar is nog 'n hand. Leraar Hendrik wil iets sê. Okay. Nou Hendrik. Hi Dion, baie dankie vir die aanbieding. Ek het nou gisteraand gemis, so ek is jammer as ek nou teruggaan om te gesels oor iets wat dalk gisteraand bespreek is. Maar ek wonder of jy dalk net bietjie vir ons leiding kan gee in die wêreld, in die finansiële wêreld word daar gereeld gepraat van goeie en slegte skuld. Ek wil net weet in jou opinie bestaan daar so iets of is alles skuld sleg? En dan my tweede vraag is en ek lei af julle het gisteraand bietjie daaroor gepraat oor hoe om uit die skuld uit te kom. Haai wat jy praat van jou afbetalingsplan. Ja. Maar baie mense bevind hulle self in so 'n spiraal van finansiële krisisse as gevolg daarvan dat hulle van die een kredietkaart na die ander een, van die een kredietkaart na die ander een en dan naderhand van lenings en hulle kan net naderhand nie meer voorbly nie. Is iets so skuldberading ooit die moeite werd vir iemand om aan te gaan of is dit iets wat liefs vermy moet word as gevolg van die kostes daarvan? So ek dink my vraag is tweeledig. Dit gaan eerstens oor die is daar goeie skuld wat die moeite werd is vir 'n mens om te hê? En tweedens, jy weet, is iets so skuldberading vir iemand wat dalk so diep in 'n krisis is dat jy weet ja, elke dag is daar 2 of 3 oproepe wat hulle moet hanteer. Of is die kostes van skuldberading net iets wat dit maak dat dit nie die moeite werd is nie? Ja, dis 'n goeie vraag Hendrik. Skuldberading, onthou wat hulle doen. Hulle gaan na al jou
skuldeisers toe of die mense vir wie jy geld skuld en hulle onderhandel 'n koers of 'n betaling wat jy dan doen, maar hulle vra dan 'n admin fooi vir hulle diens wat hulle vir jou lewer. So waar jy jou skuld dalk gaan klaar betaal in 5 jaar, gaan dit jou dalk nou 7 of 8 jaar vat. Behalwe as jy die geld vroeër kry en dit kan betaal. Dan kan jy vir hulle sê hulle moet jou afhaal van die program af. Dis die een ding. Kan ek vra, wat dink julle, wat is goeie skuld en wat is slegte skuld? Geef my 'n voorbeeld. Wat sê julle sê is goeie skuld? Rian? Ek wil sê geen skuld. Ja, geen skuld is goeie skuld. Ja, maar kom ons sê jy het nie geld nie, jy moet dit gaan leen. Wat is goeie skuld? Soos 'n kar, miskien is goeie skuld en 'n huis. Maar so skererekeninge en klein meubelrekeninge, sulke goedjies, sou ek sê is slegte skuld. Klein goedjies wat jy nie regtig nodig het nie, maar soos 'n kar en 'n huis het mens nodig, ek sou sê. So huiskuld definitief, dis goeie skuld. Want jy betaal die huis en hy word later jou huis. Dit word jou huis nadat jy hom afbetaal het. En wat lekker is, jy het wat noem hulle daai, as jy 'n access bond het, as jy nou al baie betaal het, dan jy mos nou weer leen teen jou huislening. So dis 'n mate van goeie skuld, maar jy's reg, klererekeninge, meubelrekeninge. So ek sou sê sit eerder geld eenkant as jy kan vir 6 maande en as jy iets wil gaan koop soos klere, dan gaan koop jy dit. Moenie skuld maak op dit nie. Gerrit, het ek jou geantwoord? Rian? Ja, dankie Dion. Ja, jy dankie. Maar wat van 'n kar? So jy sê 'n kar ook. Okay. As ek genoeg geld gehad het, my idee is om te spaar maar vir 'n kar, want ek weet jy betaal amper dubbel soveel as jy 'n kar op skuld vat. So ja, ek sou ook sê dis nie eintlik 'n goeie ding nie, maar almal het altyd geld om 'n kar te koop nie. En ek praat nie van 'n luukse motor nie, dit is 'n gewone eenvoudige klein karretjie of so. Ja, as jy dit nodig het vir jou daaglikse gebruik, is dit ook goeie skuld, maar 'n kar is nie eintlik 'n bate nie, want sy waarde verminder op jaarlikse basis. As jy daai kar uittrek waar jy hom koop, het sy waarde klaar verminder. So, maar mens het dit nodig, so ek sou sê dis ook deel van goeie skuld. Baie dankie Dion. Leraar Zak se hand was op voor myne, as ons hom dalk kan kans gee, dan sal ek. Ek is bereid om eers, is my mic aan? Hoor, ja, jou mic is aan. Praat maar, leraar. Ja, my vraag is half so bietjie, is dalk nou 'n snaakse vraag, maar wat nou soos kommunisme en goeters, as dit nou regtig moet vlam vat, ek kyk gelukkig genoeg goed wat ek dink dit gaan nie sommer wees nie. Ek nou vandag weer 'n goeie ding gekyk. Maar wat nou van kommunisme op die einde van die dag, wat gaan ons doen? Want ek weet, as jy nou soos, wat ek het 'n hoop om eendag 'n plaasie te koop, so nou heeltemal buite die stad kan wees. Maar kyk nou met al die goeders wat aangaan. Dis nou nie 'n vraag om spooke te jaag nie, want ek dink ook nie dis so maklik vir hulle om net te wil doen wat hulle wil doen nie. So ek vra eintlik maar 'n bietjie opinie hierso. Jy sê ek en my vrou Caroline het gepraat. Ons wou ook vir ons 'n plaas of 'n stukkie grond kry, maar ek dink met wat gebeur, ek dink mense moet daar bid en jy moet die Here se leiding vra. So ekskuus, ek gaan net my rekenaar inprop. Ek sien hy's op pad pap. Nou net vir my aan. Terwyl jy daai rekenaar inprop, dink ek net verder, want ek meen as hulle nie net die land en grond gaan vat nie, maar wat van annuïteite en pensioenfondse en al hierdie goeders wat ons koop, hierdie finansiële goeders, dan kan hulle dit seker maar ook vat. Dis nie so maklik nie, Zak. So hoe dit met 'n pensioenfonds werk, jy het trustees, onafhanklike trustees. So hulle kan nie regtig, dis in die wetgewing geskryf, so hulle gaan nie regtig na. Ek dink die fondse wat daardeur geraak word gaan jou GPE wees, jou staatsamptenaarfondse. So goed soos Eskom se fonds en jou onderwysers en jou
ek dink hulle gaan eerder daar begin want hulle noem dit parastatals. So parastatals is 'n maklike manier om die geld in die hande te kry. Maar ander bates, 'n fondsbestuurder of groot fondsbestuurders soos 91 of Ellen Gray of wie ook al. Hulle sal nie toelaat dat die regering dit doen nie, want onthou dis pensioengeld. As hulle dit gaan doen, gaan die mense nog meer afhanklik wees van die staat. Dan gaan hulle nog meer grants moet betaal, dan gaan meer mense afhanklik wees van die staat. Dit gaan net moeiliker raak vir die staat. So ek glo nie hulle sal dit sommer doen nie en daar gaan mense wees wat opstaan teen dit. Ek het vandag gehoor, ek wil net sê, ek het vandag gehoor, Solidariteit het ook gesê, ANC wil ons nou Hooggeregshof toe vat, so, hulle het gesê, hulle wil eintlik Hooggeregshof toe gaan, dan kan hulle saak stel, en ek dink hulle gaan dit wen, teen die ANC, so ek dink nie, hulle wil jy sê, ek dink hulle het dit in 'n rigting gedruk, om so te doen. Baie dankie, jy moet baie bekommerd wees oor dit nie, hoor. My opmerking rondom slegte skuld. Ek sien as jy kos koop op skuld, dan is dit baie slegte skuld. Want lank voor jy die skuld betaal het, is die kos lankal nie meer daar nie. So bly weg van om kos, goed wat jy gebruik wat môre weg is, op skuld te koop. Beslis, dis slegte skuld in my opinie. Ja, dis reg. Ek het nie eens aan gedink nie, Gerrit, maar jy is reg. Is daar nog enige ander vrae? Kan ek gou vra, ja, Hendrik? Ja, dankie Dion. Net so, jy weet, dis eintlik meer 'n opmerking as dit 'n vraag is, maar dalk kan jy 'n bietjie uitbrei op wat ek sê. Ek dink een van die groot uitdagings in middelklas huisgesinne is dat ons wil leef uit dit wat ons wil hê, meer as dit wat ons nodig het. En ons sien dit om ons, en ek het begrip daarvoor dat daar mense is wat in skuld gedompel word as gevolg van nood en as gevolg van werklike uitdagings in hulle lewens. En ek kan baie begrip daarvoor hê, maar baie mense om 'n mens en baie mense dalk self op die forum bevind hulle selfs dalk in diep skuld as gevolg van lewensstandaard. En ek dink om daai aanpassing te maak, om daardie om te draai, vat 'n ongelooflike groot kopskuif binne in 'n huisgesin om te sê ons moet ons lewensstandaard afval of afpas, selfs terwyl ons dieselfde salaris mense wat geforseer die lewensstandaard af te waardeer. Leraar, u lyn is bietjie baie vaag weg, ons hoor niks wat u sê Baie nie. dissipline. Ons kon niks hoor wat u Hendrik, sê net weer laaste deel, jy het baie opgebreek. OK, ek kan weer probeer. Ek sê vir iemand wat 'n salaris verlies van inkomste ervaar, word gedwing om hulle lewenstyl aan te pas. Maar as jou salaris nog steeds konstant bly en jy besef dat jy moet jou lewenstyl of jou lewensstandaard aanpas, vat dit 'n ongelooflike groot selfdissipline, 'n ongelooflike groot dissipline, en veral in 'n huisgesin waar daar meer as een persoon is wat hierdie dissipline moet toepas, om te sê ons kry nog steeds hierdie salaris, maar vir ons om ons skuldprobleem op te los of ons reservefonds op te bou, moet ons lewenstyl of ons lewenskwaliteit minder maak. En ek dink dit is, soos ek sê, ek dink net dit vat ongelooflik baie dissipline, wat ek dink min mense in vandag se wêreld het. Ons kan oorgee aan leraar Kim. Ek het net een of twee gedagtes. Die een is wanneer ons sê maar in die dorp is en die kinders wil nou iets koop, dan sê ek vir hulle nee, hulle moet eers daaroor gaan dink. En ja, en weet jy daai tyd
ja, dis daai vertraging, noem dit maar daai delay, né? En wanneer hulle oor die saak gaan dink het en bid het, dan môre dan is daai ding nie meer nodig nie. Maar daar in die winkel dan is dit baie nodig, dan moet hulle hom nou koop. Dan sê ek nee, kom ons gaan dink eers oor dit. En dis nou al deel van hulle woordeskat, jy weet. Nou die dag toe is ons daar in 'n plek en ons kyk na iets wat ons as gesin nodig het. Toe sê my oudste dogter, nee, kom ons gaan dink eers daaroor. En ek dink dit was mooi. En dan die tweede ding wat ek wil sê is dat ek het 'n man ontmoet. Ek dink dit was in 2006. Ek was daar in Wolmaranstad, Vryburg, Magogong, die predikant gewees. En ek het hom op 'n ou se plaas ontmoet. Hy het 'n groot lorry bestuur. Daar van Kuruman se wêreld af. Hy het vee aangery. En toe gesels ek met hom en hy sê ja, hy het geboer, maar die boerdery was vir hom baie moeilik en swaar. Toe het hy nou begin trokke bestuur. Jy weet, om lewende hawe nou te vervoer. En hy sê partykeer dan voel hy weer lus om te boer. Dan gaan hy op die bank. Dan wag hy vir die gevoel om verby te gaan. Dan gaan ry hy weer sy trok. En ek dink dis iets wat ons moet besef is dat baie keer mens maak impulsiewe besluite. En as jy eers oor die saak gedink het, gebid het, gewag het, en dan uiteindelik dan wys die Here vir jou duidelik wat moet jy nou eintlik doen. Maar ons is in 'n wêreld hierso wat krediet gedrewe is. Hulle sê jy is kredietwaardig. Jy is silwer status, goud status, platinum status. Dit klink so wonderlik. Maar hulle bind jou met dik ketangs vas. Baie dankie. Ek dink die volgende persoon is broer Rian Foster. Baie dankie Lorraine, Dion. As ek ook miskien advies kan gee, maar julle kan saam praat. Ek wil nie alleen praat nie. Ek is so paar, ek seker dis nou so 20, as ek so moet skat 20 jaar terug. Wat gebeur het, ek het ook 'n kredietkaart gehad. En wat gebeur het toe, maar ek het heeltemal dit nie reg gespend nie. En wat gebeur het toe, een maand my salaris inbetaal is dit net so gevat vir my kredietkaart. Ek het daai letterlik aan maand niks. Ek het 'n 000 gehad. En ek het laat in 'n flat gebly. Toe sê ek ook weer, toe gee ek kennis, trek ek uit die huis, uit die flat uit, toe trek ek terug na my maale toe. My maale het nog daardie tyd gelewe. En net daarna het ek 'n kredietkaart gevat en 'n stuk uitgesny en weggegooi. En ek het toe nou maar van daar af het ek maar so begin opbou. So ja, geen kredietkaart is die beste opsie ooit. En om 'n bietjie advies te gee, om 'n bietjie by leraar Hendrik de Winnaar ook aan te sluit. As jy in omstandighede is waar jy sukkel om skuld te betaal of so, kyk 'n bietjie na jou eie lewe. Weet, doen 'n budget. Waar spandeer jy jou geld? Wat ek altyd gedoen het, ek het in my vroeë jare het ek gejol en gerook en gedrink en sulke goeders gedoen. So ek het dit heeltemal gelos. Ek het heeltemal ophou jol, ek het ophou drank koop, ek het ophou sigarette koop. En jy kan nie glo, ek was nou die dag by die winkel, dit kos nou al vir 'n pakkie 20 sigarette. Okay, ek weet ons niemand rook nie, maar dit kos nou al R60 vir 'n pakkie 20 sigarette. Nou wat kan jy met R60 maak? Dit sê vir per dag. Kom as jy rook 20 sigarette per dag. Hoeveel werk het jy 'n maand? Verstaan jy? So jy kan regtig kyk wat het jy nie nodig nie. En ek weet almal, ons het nie sigarette nodig. Ek praat nie eens van drank nie. So ja, kom kyk en as jy miskien baie keer ronddry, probeer maar nie te veel ronddry om petrol te spaar en sulke goed. So jy kan sulke praktiese klein goedjies gebruik om en natuurlik soos DStv, dit is miskien nodig nie. So jy kan reg kyk, jy weet sê weet jy wat, baie van die goed wat jy betaal, het jy reg nie nodig nie. So dan kan jy reg vlei goed skryf so stadig maar seker kan jy dit los en dan sal jy eintlik verbaas wees hoeveel geld jy spaar. Dis maar 'n bietjie advies. Dankie. Dankie Rian, ja. As ek net kan sê, dit is baie insiggewend wat almal sê.
So ek wil 'n paar goedjies gou sê. Wat Rian nou gesê het is belangrik. Het julle gedink iemand wat 20 jaar rook en hy het al daai geld gevat en dit gaan spaar iewers? Wat sou daai waarde gewees het van daai geld vandag? Of drank wat jy gekoop het? So 'n maklike manier om jou eie uitgawes te monitor, gaan vir 'n maand alles wat jy koop vir jouself, bære daai strokies en gaan tel jy dit op aan die einde van die maand. Dit sal verbaas wees wat sal die waarde van dit wat jy koop wat dalk nie nodig was nie. So dis 'n maklike manier om uit te vind, koop jy regtig die regte goed of nie. Dis die een ding. Die ander ding is, die Engelse het twee woorde wat hulle gebruik. Jy het 'n need en 'n want. So is dit 'n need wat jy nodig het of is dit 'n want? Moet jy dit hê of kan jy sonder dit klaarkom? Nou wil ek net by Hendrik aansluit. Ek dink die maklikste vir 'n gesin om om jou skuld te beperk en jou uitgawes te beperk. Gaan sit op 'n tafel saam met jou hele gesin. Noem dit 'n finansiële vergadering en bespreek dit goed. Baie min mense doen dit. Laat almal weet wat se inkomste wat inkom, wat se uitgawes, waar spandeer elkeen hulle geld. Dat elkeen die verantwoordelikheid neem vir dit. Ek dink is 'n maklike manier, maar jy doen nie net die vergadering een keer nie, so gereeld soos wat dit nodig is, doen jy dit. So dis net maar net my opmerkings of iets wat ek wil sê wat nodig is en dit werk. Ons het 2 name. Ons gaan nog net so voor 8:00 afsluit. As ons net hierdie 2 ek weet nie sal die laaste 2 name wees of is daar nog mense wat nog wil praat? Ek wil net gou die begroting ook wys voor ons afsluit, Lorraine, hoor. Laat ek net vir julle wys hoe lyk daai ene wat ek gisteraand ook gekry het vir julle. Okay, ons gaan gou oor aan Lera Hendrik. Okay. En Melanie. Dankie Lorraine, ek praat baie, maar hier is my laaste opmerking. Ek dink wat ons moet besef is dat rentmeesterskap gaan meer as net oor die tiende en die offergawe wat ons gee. Dit gaan oor alles waarmee God ons geseën het. En ons praat baie oor gesondheid en oor tyd, maar dit is ook ons totale finansies. As ons finansies begin benader vanuit 'n geestelike perspektief, dan gaan ons baie anders kyk oor hoe ons geld spandeer. Baie keer dink ons, okay, as ek God se tiende gegee het en ek het my offergawe gegee, dan kan ek hierdie res spend net soos wat ek lus is. Maar dan spandeer ons baie keer ons geld op maniere wat nie eer aan die Here bring nie. En ek dink wanneer ons finansies begin benader dat dit 'n geestelike element is in ons lewe, en in ons gesinne se lewe, dan dink ek word ons uitkyk daarop en hoe ons dit benader baie anders. Dan word daardie ek sukkel vir die Afrikaanse woord, maar daai self-gratification word dan al hoe minder. En wanneer ons geld wil spandeer, dan kyk ons eerder na ons behoeftes as daardie wants waarvan jy gepraat het, Dion. Yes, dis reg. So, as ek net kan verduidelik, wants and needs. As jy eendag aftree, so jou wants is goed wat jy moet hê. Jou needs is goed wat jy moet hê. So jy moet jou inkopies doen, jy moet jou water en ligte betaal, jy het dalk 'n selfoon. Jou wants is wat jy ekstra doen. So jy gaan fliek, jy gaan eet uit. Dis goed wat jy ekstra doen, boonbehalwe goed wat jy regtig nodig het in jou lewe. So daar's 'n onderskeid tussen needs en wants. Melanie? Dankie Lorraine. Tipiese voorbeeld van needs and wants is dat jy op 'n stadium 'n studielening uitgeneem het. It was a need at the time. Jy het gestudeer, nou sit jy met 'n rekening wat jy betaal teen R2600 'n maand, is 'n voorbeeld, en die bank trek dit een keer 'n maand af, wat noem mense dit, 'n debietorder. My vraag is, hoe kan is die banke bereid om daardie debietorder wat nou al vir 'n paar maande of 'n jaar alreeds gestruktureer is, om een keer 'n maand daai R2600 sommer af te trek, een keer 'n maand?
Is die bank bereid om daardie 2600 in 4 te deel, sodat ek ten minste 650 'n week kan betaal en soos ons net vasgestel het, my rente sal dan ook sommer daarbey verminder. Is hulle bereid om dit te doen? Dit Ek geld glo so, ook vir 'n Melanie, ek dink- kredietkaart afbetaling. Ja, hulle sal, Melanie, jy moet net met hulle gaan praat, want ek weet hulle doen dit op huislenings. So, en ek glo hulle sal dit met motorfinansiering ook doen. En ek seker as jy na hulle toe gaan en sê jy wil dit so doen, dan sal hulle dit so doen. Ek weet nie of hulle debietorders kan hardloop, sê 4 in 'n maand nie, dit weet ek nie. Ek het nog nie daarvoor gevra nie. Kan hulle nie, Stefan, jy skud jou kop, kan hulle dit nie so doen nie? Ekskuus, nee, is ek nog aan of af? Ek dink nie Jy so is nie. nou aan. Ja, hulle moet hulle hardloop, hulle kyk, hulle gaan op 'n spesifieke tyd af in 'n maand, maar wat ek baie keer gedoen het is ek het my debietorders gecancel, om daai beheer terug te kry in wat ek in my lewe doen. So ek is nou maak spesifiek seker dat ek 'n maand betaal. Weet soos jy op jou budget insit, dan maak jy seker dat jy dit self betaal, dan het jy beheer oor dit. Dan het jy nie nodig dat die bank vir jou sê dat jy daai debietorders nie weet, en want partykeer jy kom by die einde van die maand, dan word jy laat betaal, dan kan jy die debietorde nie deurgaan nie, dan word jy weer 'n ekstra kos betaal van R70 of whatever dit ek is op daai debietorders, en dan gaan jy weer agteruit. So as jy meer beheer het oor dit, sal ek sê cancel die debietorde, maar dan moet jy baie dissipline hê om seker te maak jy betaal dit jouself. Jy moet jou reminder sit op jou foon of op jou komputer dat jy elke weeklikse basis daai hoeveelheid moet betaal. Soos R2000 'n week moet jy gaan. Jy weet, maar ek sal liewer debietorders cancel, want hulle is probleme. Dis net probleme. En dis gesê, dan kan jy jou interest rate beter hanteer en dan kan jy daai betalings op jou eie doen. Dankie, Stefan. Daai is 'n goeie inligting wat jy gee. Jy's reg. Kan ons nou oorgee aan broer Dion? Ons tyd hardop Nee, nou wag, uit. daar's nog een vraag, Lorraine, by Chris. Okay. Ek kan net byvoeg by Stefan. Jou banking apps het 'n nuwe funksie. Jy kan payments skeduleer Ja. soveel as wat jy wil. Dis indirek soos 'n debietorder, maar jy het beheer oor sê wanneer in die maand en wat is die bedrag wat jy wil oorbetaal na watter rekening. So jy kan dit nou gebruik in plek van 'n debietorder en dit sal, maar dan is daar nog steeds dissipline, daar moet fondse in jou rekening wees. Ja, korrek. Sê my, is daar 'n beter of spesifieke dag van die week wat betaling kan beïnvloed, of maak die dag net dieselfde? Maak ek dit? Lani, wat die banke en die finansiering instansies doen, hulle het 'n sekere dag wat hulle die rente byvoeg op jou rekening. So ek weet nie of hulle dit vir jou gee nie, of hulle dit vir jou sal gee as jy vra nie, maar jare terug het ons 'n vriend gehad, hy het vir Nedbank gewerk, hy was 'n finansier by Nedbank. En hy het vir ons gesê, jy betaal altyd, jy vind uit wanneer is daai rente wat hulle byvoeg, en jy betaal jou betaling net voor die rente, voor hulle dit op jou rekening byvoeg. En dan hy het ook gesê, as jy huislening wil klaar betaal, jy het jou huislening amper klaar betaal. Moet hom nie heeltemal klaar betaal nie. Los altyd 'n klein bietjie oor in jou huislening. En dis baie belangrik. So moenie jou hele huislening gaan klaar betaal. Want hy sê ek nou gesê, jy het weer 'n fasiliteit. As jy geld nodig het, jy kan dit ook as 'n noodfonds gebruik. Want dis 'n baie lae rentekoers as jy 'n lening gaan maak by die bank op 'n huislening. Okay, maak dit sin wat ek sê? Kan ek gou met julle deel? Ek kan net vir julle wys die begrotingsbladsy. Ek weet nie of dit 'n Google is nie. Dit lyk soos 'n Google Excel. So ek gaan gou met julle dit deel dat julle kan sien hoe lyk dit. Dis nou wel in dollar. Gaan net hom groter maak. Kan julle sien? Ons sien hom, maar ja, as jy dit net groter kan maak. Ek wil net gou hier kyk hier by share. Hy het nie by share 'n knoppie wat lyk net hier gou hier kyk. Gaan net vir my aan. Nee. Hy het nie groter, is hy baie klein.
Ja, ek kan sien, maar ek weet nie wie ander mense kan sien nie. Kan almal dit sien wat ek Hy's wys? afgesny. Jy moet hom net skuif met jou slider aan die kant. Ja, dan kan 'n mens hom sien, ja. Ek gaan net so, ek gaan probeer stadig skuif so. Daarvoor jy nou maar net dis jou salaris byvoorbeeld wat jy invoer. En dan sê hy vir jou increase in total savings en dan save this month. So daar kan jy insit wat jy wil spaar. En dan daar gee hy vir jou inkomste en jou uitgawes opgesom en dan aan die onderkant kan jy nou jou goed gaan insit al jou detail. En hy sal dit vir jou uitwerk en dan bo sal hy vir jou wys is jy oor vir die maand of is jy binne jou begroting volgens jou salaris. So is 'n baie eenvoudige een. Ek dink hy's eenvoudiger as die een wat ek gisteraand vir Lorraine gestuur het. So hy's op een bladsy omtrent wat jy hom kan doen. So kan ek hierdie vir julle stuur, sal julle dit kan gebruik of nie regtig nie. Asseblief Ja. Dion, stuur hom Ja, aan asseblief. Ek stuur hom vir jou, ek gaan hom vir Lorraine stuur. Ek sal vanaand se aanbieding vir julle stuur en dan hierdie vir julle stuur. So ek sal môre aan vir julle wys wat ons nou gepraat het op die 4 betalings. Hoe werk dit? Ons gaan sommer 'n bedrag invoer vir 'n leningsbedrag met 'n rentekoers. Dat hy vir ons uitwerk hoeveel maande vat dit teen daai rentekoers jy maandeliks betaal en dan as jy 4 keer betaal in 'n maand. Dat jy kan sien wat is die werklike effek. So presies Stefan. Goed, dit is my storie. Ek weet nie of daar nog vrae is nie. Ek dink as daar enige vrae is, dan kan jy dink, dan kan ons weer môre met finansie lesing net weer soos 'n opening hê met vrae van vanaand. Met Ja, dit asseblief as julle vrae het, kan julle net môre aand vra voor ons begin, voor ek begin met die aanbieding. Met dit gesê, vir ons aansluiting vanaand, wil ek net baie dankie sê aan elkeen wat aangesluit het. Baie dankie vir die gesprek wat ons gehad het, vir die byvoegings met dit wat jy vir ons gedeel het, wat ons elkeen uit kan leer. Ek dink die enigste vraag of die enigste ding wat met ons kan bly is dat ons moet die Here vra om ons regtig te help, dat ons regtig die regte besluite kan vat as ons in die winkels is. Laat ons soos leraar Kim Rouro gesê het, laat ons gaan dink oor dit. As wat ons vinnig en haastige besluite maak op dinge wat ons wil hê, dinge wat ons nodig het en dat die Here ons regtig lei met daardie besluit. Ek weet dit is van ons is miskien in die wat ons vasgevang is in hierdie skuld, maar die Here sê met hom is alles moontlik en as ons dit aan sy voete lê, sal hy vir ons 'n uitweg gee. En hierdie lesings is ons eerste stap wat vir ons kan help, wat die Here ons kan help om regtig daardie verantwoordelikheid te kan neem en om 'n plan op te stel, om 'n begroting en 'n doelgerigte skuldbetalings suksesvol te kan afhandel. En ek dink die een of ander belangrike gedeelte is ook, ons moet geduld en deursettingsvermoë hê om hierdie proses aan te pak. En dan ook 'n Bybelse en finansiële beginsel kan ons help om gesonde besluite te maak. So baie dankie Broer Dion vir die tyd weer eens en baie dankie vir almal wat aangesluit het. Mag hierdie aanbiedinge regtig vir ons versterk en vir ons die pad vorentoe oopmaak. Baie dankie aan ons leerders wat aangesluit het. Ons waardeer regtig julle byvoegings en julle insig wat julle gee. Ons sê dankie vir ons beampte wat met ons is, Broer Gerard, ek waardeer dit. Dit voel vir my asof ek nie so alleen in die pad is nie. En dan ook almal wat bygedra het. Dan wil ek ook net sê in leraar Mashlangu in sy afwesigheid, hy soos wat ons nou praat, hardloop daar ook 'n vergadering wat hy vanaand moes aangesluit het. So dis hoekom hy nie vanaand deel is nie, maar hy sal weer probeer om môre aan deel van ons te wees. So met dit gesê, ek dink die persoon
wat die minste gepraat het, kan vir ons bid vanaand. Laat ons kyk wie is dit. Dis seker ek. Okay. Jy bid vir ons. Baie dankie liewe Heer vir die geleentheid wat ons gehad het om na hierdie aanbieding te kyk. Dankie vir dit, die inligting waarmee U ons geseën het. Dankie vir Dion wat dit aangebied het, dat jy hom ook wysheid en sal seën met die inligting wat hy met ons gedeel. Liewe Heer, vir die wat vasgevang in die skuld, dat jy sal wysheid gee hoe om daar uit te kom en wyse besluite te maak vorentoe. Dankie vir U plan vir ons. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Lekker slaap almal. Geseënde aand vir almal. Dankie, geseënde aand.